Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 5de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, Mosiuoa Lekota, politicus, sterf op 77 jaar. Nuushooftrekke vir vandag, John Steenhuisen ontken dat die BKS dosisse R300 elk sal kos. Mosiuoa Lekota, die politicus, sterf op 77 jaar. Optredes teen georganiseerde misdaad, minister van polisie praat. Polisie-generaal erken oor ontvangs van geld vanaf Matlala. Proteas verloor teen Nieu-Seeland in Wêreldbeker T20 semifinaal. Casey Jarvis, SA se nuwe grootnaam in Suid-Afrikaanse golf. Suid-Afrika te patrioot, vryheidsvegter en volksdienaar verloor. So onthou president Cyril Ramaphosa vir Mosiuoa Lekota, wat gister in die ouderdom van 77 jaar oorlede is. Lekota is op 13 Augustus 1948 in Kroonstad gebore en in sy jeug sowel as sy volwasse jare aan die vryheidsstryd gewy. Roy Jankelson, die DA se leier in die Vrystaat, sê die provinsie het 'n groot seun verloor. Lekota was in die bevrydingsstryd 'n lid van die organiseerder van die Suid-Afrikaanse Studenteorganisasie, SASO. Hy is in 1974 deur die apartheidsregime vervolg en tot 8 jaar tronkstraf gevonnis op Robben Eiland, waar hy dit saam met vryheidsvegters, insluitend Nelson Mandela, uitgedien het. Lekota se UDF-betrokkenheid het gelei tot sy skuldbevinding in 1988. Lekota was onder die kabinetslede wat bedank het toe die ANC Mbeki in September 2008 uit sy amp herroep het. Dr. Corneille Mulder, VF+ leier, sê Lekota was lank 'n sleutelfiguur in die Suid-Afrikaanse politiek. Die parlement sê in 'n verklaring, Lekota sal onthou word as 'n beginselvaste leier. John Steenhuisen, DA-leier, minister van Landbou, sê 'n mens hoef nie altyd met Lekota saam te gestem het om sy toewyding aan ons land se sukses te waardeer nie. Lydens die berig het John Steenhuisen op 27 Maart by die eerste amptelike inentings teen BKS gesê, die enstof is in gevolge noodproses ingevoer, omdat die volle goedkeringsprosesse in gevolge die wet op misstowwe, veevoedsel en landbouchemikalieë en veemiddels maande lank sal geduur het. Hy het ontken dat enstowwe tot R300 per dosis sal kos. Theo de Jager het gister op die plasing gereageer en gesê, die werklike prys van albei enstowwe so wat R45 per dosis. Dit is wat boere volgens hom sou betaal as die staat nie die beskikbare voorrade aangekoop het nie. Die vraelys van die departement stel het duidelik dat ingevolge artikel 11 van die wet op diere siektes elke veeboer verantwoordelik is om te verseker dat sy plaas raak nie besmet nie, insluit in die aankoop van enstowwe en ander middele. Die ontplooiing van die weermag is 'n stabiliseringsstrategie om ruimte te skep vir die inwerkingstelling van 'n nuwe nasionale strategie teen georganiseerde misdaad. Dit is 'n maand gelede deur die kabinet aanvaar en sal vanaf 1 April in werking gestel word. Professor Farid Chakalia, generaal Fanny Masemola, die nasionale polisiekommissaris en die res van die polisie se topbestuur het gister aan LP's in die parlement verslag gedoen oor wanneer, hoe en waar die ontplooiing gaan plaasvind en hoe dit in die praktyk gaan werk. As ons misluk het, sou ons gesê dat die SANW alleen die werk moet doen, maar ons werk saam met die SANW, hulle komplementeer ons in die uitvoering van die werk wat ons gaan doen, het die minister gesê. Geen polisie of weermaglid mag hulle skuldig maak aan marteling, onmenslike of vernederende behandeling nie, arbitrêre inhegtenisnemings of aanhoudings of diskriminerende gedrag nie. Generaal-majoor Richard Shibiri, wat 57 jaar oud is, die geskorste nasionale hoof van die polisie se eenheid teen georganiseerde misdaad, het gister erken dat hy 'n lening by die omstrede sakeman Wizi Muzi, oftewel Cat Matlala, aangegaan het. Volgens Shibiri het hy Matlala by die verlovingspartytjie van sy seun van die geskorste luitenant-generaal Shadrack Sibiya in Centurion ontmoet. Hy het niks verkeerd daarmee gesien nie. Dit was algemene advies, het Shibiri getuig. Hy sê hy het eers in Januarie 2025 daarvan bewus geword dat Matlala 'n misdaadrekord het. Volgens Shibiri was sy seun in 'n motorongeluk betrokke en is die geld wat hy by Matlala geleen het vir die herstelwerk aan sy voertuig gebruik. Shibiri sê hy die lening intussen aan Matlala terugbetaal met die geld wat hy uit spaargeld en die verkoop van vee gemaak het. Rusland het aangekondig dat Frankryk se plan om sy kernwapenarsenaal uit te brei 'n hoogs destabiliserende skuif is, wat potensiële bedreigings vir Rusland sal inhou. President Emmanuel Macron van Frankryk het die plan maandag aangekondig en gesê, ander Europese lande sal ook aan Frankryk se kernwapenoefeninge nou deelneem. Frankryk en Duitsland sê hulle het 'n kernwapenkommissie gestig
om afskrikmaatreëls te bespreek. Maria Zarakova, woordvoerder van die Russiese departement van buitelandse sake, het aan die verslaggewer gesê, Macron se aankondiging is 'n uiters destabiliserende verwikkeling. Die omstrede stelselfout, waaroor die mediese fonds administrateur Discovery Health uiteindelik self moes opdok, het sy winsgroei in die halfjaar tot einde Desember afgetrek. Dit het Discovery Health 125 miljoen rand gekos om vir die fout op te dok wat 16.000 lede geraak het. Discovery Health het in die halfjaar sy wins uit normale bedrywighede met 5% tot 2,1 miljard rand verhoog. Volgens die uitvoerende hoof van die groep sou die groei 11% gewees het as dit nie vir die koste was nie. Die groep deel die mening van die sakesektor dat die NGV onwerkbaar is sonder die hulp van die private sektor. Boonop het partye met hangende hofsaake ooreenkoms bereik dat hulle die hofsaak op ys sal plaas indien verder inwerkingstelling van die NGV gestaak word totdat die konstitusionele hof uitspraak daaroor gelewer het. Kaapstad is op 'n belangrike internasionale skeepsroete geleë en in die konflik in Midde-Ooste kan veroorsaak meer skeepsverkeer dalk verby die moederstad sal moet vaar. Die oliepryse het sedert die Amerikaanse en Israeliese aanvalle op Iran met 7% gestyg met 'n vat Brent olie wat Dinsdagoggend $80 gekos het. Die ontwrigting raak nie net die oliebedryf nie. Qatar, 'n groot vervaardiger van vloeibare aardgasse, het produksie gestaak nadat een van sy aanlegte aangeval is. Ook kunsmis wat na Indië, Brasilië en die VSA uitgevoer word, beweeg deur hierdie straat. Verkeer deur die Suezkanaal het sedertdien afgeneem. Dit sal nog 'n laag van ontwrigting byvoeg wat waarskynlik hoër tariewe en versekeringspremies sal lei. Gaspryse in Europa het Dinsdagoggend beduidend gestyg, maar is nog nie so hoog soos in 2022 nie. Steve Borthwick, hoofafrigter van die Rose, het 9 veranderinge en 3 posisionele skuwe aangebring vir hulle besoek aan Rome in reaksie op hulle nederlaag van 21-42 teen Ierland in die derde ronde. Enkele van die skuwe is deur beserings genoodsaak met Alex Mitchell en Ollie Lawrence wat onder meer op die krikkelys is. Tommy Freeman is die enigste lid van die agterhoede wat op sy plek in die beginspan behou het. Borthwick erken dat hulle teleurstellende uitslae in die afgelope 2 rondes sy kaarte deur mekaar gekrap het. Die terugkerende Jamie George sal op hakker begin, terwyl Elliot Daly op heel agter ook broodnodige ervaring sal verskaf. Ben Hill sak op 8ste man in sy 50ste toet vir Engeland, nadat hy sy buiging in 2020 teen Skotland gemaak het. Die nuwe Suid-Afrikaanse ope kampioen vir golf, Casey Javas, kan Sondag in Johannesburg sy naam in die annale van die Europese golf verewig. Javas wat voor die Suid-Afrikaanse ope en Stellenbosch ook die Keniaanse ope gewen het, slaan as een van die gunstelinge in die 18de Joburg ope af, wat vandag in die Houghton-baan sal begin. Hy het met Sondagse triomf van die Eikestad vir deelname aan vanjaar se meestertoernooi en die Britse ope gekwalifiseer. Die 22-jarige Javas het in 2022, die jaar waarin hy beroepsspeler geword het, 9 in die Joburg ope geëindig. Shaper, die 24-jarige van Benoni, het toevallig ook vroeër hierdie seisoen vir 'n DP World 3 kuns gemik, nadat hy die Alfred Daniel kampioenskap en Mauritius ope op agtereenvolgende naweke daar gewen het. Die Skot Callum Hill is die verdedigende kampioen in die Joburg ope. Dis die 4de agtereenvolgende jaar dat Houghton hierdie toernooi sal aanbied. Candice Hill, die 34-jarige bergfietsryer, was nog altyd gaande oor die wedren in die Kaapse Skiereiland. Sy spog met 2 derde plekke in 2022 en 2021. Sy het nie verlede jaar aan die Cape Epic bergfietstoer deelgeneem nie en op veldwedrenne se wêreldbekerreeks gefokus. Sy het aan die einde van die seisoen met algehele 6de plek gespog. Later van dese maand sal sy terug wees aan die 8-daagse Epic skofwedren. Alan Healy, Suid-Afrika se Olimpiese medaljewenner, het die mans wedren oorheers. Michael Foster was die naaswenner en Johan van Zyl het derde geëindig. Healy het ook sy roete rekord verbeter en was die manswenner gewees met 'n tyd van 3 ure, 37 minute en 49 sekondes. In die Kaapse wedren het die elite vroue hulle eie wegspring in vishoek en hulle trapnet 78 km pleks van 109 km. India gaan 'n spesiale vertoning teen 'n straatwys Engelse span nodig hê as hy vandag in Mumbai sy plek in die eindstryd van die T20 wêreldbeker toernooi wil beklink. Teen die Windies het Sanju Samson India met 'n sprankele onoorwonde beurt van 97 lopies tot 'n sege gevoer. En volgens Morkel is een van sy span se deugde juis daar altyd iemand is wat in groot oomblikke hulle hande sal opsteek. Engeland wat ietwat wankelrig was in die groepfases van die huidige T20 wêreldbeker, maar het in die Super 8 fase goeie seges oor Sri Lanka, Pakistan en Nieu-Seeland behaal.
Dit is nie soseer dat Nieu-Seeland Suid-Afrika weer in 'n wêreldbeker uitklopwedstryd uitgeskakel het nie. Die teleurstelling lê in hoe die Proteas na 'n skadu gelykheid van die span wat in die ganse T20 wêreldbeker toernooi oorheers het. Die Ewald Brewers het 34 geslaan van 27 balle, het 'n halfvol aflewering van Jimmy Neesham soos 'n kerstgeskenk in Mitchell Santner se hande op dekpunt ingeslaan. Gisteraand het hulle op 12-2 gesteier na 1,5 bilbeerte. Teen Indië het hulle op 12-2 ook gesteier na 2,4 bilbeerte en toe boonop na 20-3 na 4 beerte gehaal. Kort daarna is Brewers uit en fase 4 beerdkrag het ingetree. Toe staan die span op 77-5 na 10,2 beerte. Tristan Saab het 29 lopies geslaan van 24 balle en Marco Jansen het 55 nie uit aangeteken van 30 aflewerings wat insluit 5 groot sesse. Die aanvangsdeel het 84 lopies in die kragspel getimmer en die wedstryd was verby. Allen was fenomenaal en sy 100-tal was die vinnigste tot nou toe nog 'n T20 wêreldkriket. Dave Rennie sal Scott Robertson opvolg as die hoofafrigter van die All Blacks. Rennie se kontrak aangebied wat daartoe sal lei dat hy die Kiwis brei tot volgende jaar se wêreldbeker toernooi. Robertson het sy pos verlaat na kritiese hersiening van sy vertoningslys einde verlede seisoen nadat die All Blacks 10 uit 13 toetse gewen het. Rennie sê hy is vol vertroue dat Nieu-Seeland volgende jaar 'n 4de wêreldbekersege gaan behaal. David Kirk, voorsitter van die Nieu-Seelandse rugby, sê Rennie se ervaring as afrigter van 'n verskeidenheid eersterangse lande was 'n belangrike faktor in sy aanstelling as afrigter. Rennie se spankultuur sal sy hoof fokus wees en dat hy ook 'n idee het van 'n paar veranderinge wat hy wil aanbring op die grond van die Kiwis se speelstyl. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2131, Polokwane 1726, Lephalale 1921, Mbombela 1828, Mahikeng 1726, Pretoria 1826, Johannesburg 1624, Ermelo 1329, Galagari 2234, Gaborone 1823, Richards Bay 2239, Pietermaritzburg 1736, Durban 2135, Port St Johns 1936, Pongola 2135, Maputo 2333, Bethlehem 1228, Bloemfontein 1727, Allewal Noord 1729, Welkom 1829, Vryburg 1727, Kimberley 1830, Appington 2231, Prieska 2030, Springbok 1325, Karasburg 1729, Keetmanshoop 1932, Mariental 2233, Alexander Bay 1424, Brandvlei 1728, Loederits Bay 1326, Vredendal 1628, Kaapstad 1725, Sutherland 1322, George 1524, Jeffreys Bay 1823, Cabarra 1825, Graaff-Reinet 1529, Kaaphooglas 1625, De Aar 1828, Molteno 1323, Beaufort Wes 1829 en laastens Oos-London 18 grade Celsius in die oggend, 25 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.38 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar verhandel teen R11.54, 'n euro kos R19.05, 'n pond verhandel teen R21.90, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,149, palladium per fyn ons is $1,687, silwer per fyn ons is $84.16, goud per fyn ons is $5,165, Brent olie per vat is $81.40. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.